Hey, welkom by SA Gemeente, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Dis so goed om jou vandag hierso te hê. Of jy nou vir die eerste keer inloer of al lank deel is van ons familie, jy is op die regte plek. As jy nuut is, ons wil jou graag leer ken. Stuur vir ons 'n vinnige e-pos en ons help jou om in te skakel by alles wat aangaan, van gesinsbyeenkomste tot kampusse reg oor die Verenigde Koninkryk. Daar's regtig iets vir jou en jou mense, maak nie saak waar jy bly of wie jy is nie. As jy SA Gemeente as jou geestelike tuiste sien, oorweeg dit om finansiëel saam te bou aan hierdie beweging. Dis maklik, besoek net die webwerf, hierso onder aan jou skerm, en gaan na dankoffer. Jou bydrae help ons om lewens te raak, gemeenskap te bou en mense reg oor die wêreld te inspireer om Jesus te volg. Aan almal wat reeds saamgee, baie dankie. Jy's deel van iets groter, 'n netwerk van hoop, geloof en lewe. En nou, maak jou hart oop, want hier kom vandag se boodskap. SA Gemeente, welkom hierso vandag. Dit is wonderlik om weer saam met julle te kan kuier in God se woord. Nou, ons begin vandag met 'n nuwe reeks. Vir die volgende 3 weke gaan ons stil staan by die verhaal van Noag en die vloed. En ek weet dat hierdie verhaal vir baie mense dis eintlik nie 'n maklike verhaal nie. Daar's mense wat wonder oor die historiese vraag. Was daar regtig 'n wêreldwye vloed? Was dit 'n plaaslike vloed? Hoekom is daar soortgelyke vloedverhale in ander antieke kulture? Dis nie maar net 'n storie nie. En dan is daar ander mense wat met iets selfs dieper worstel. Hulle wonder, hoe versoen ek die God van die Ou Testament met Jesus? Ek hou van Jesus. Ek verstaan sy liefde en sy genade. Maar wanneer ek by verhale soos hierdie kom, voel dit vir my asof ek met 2 verskillende gode te doen het. En as jy so voel, is ek bly jy's hier. Want ons gaan oor die volgende paar weke daardie vraag nie vermy nie. Maar ek wil ook eerlik wees. Dit is nie my primêre fokus nie, want ek hoop dat ons nie net sal vra, het dit gebeur nie. Ek hoop ons sal ook vra, wat beteken dit? Want die Bybel is nie bloot 'n versameling historiese feite nie. Dis God se getuienis oor die lewe. En ek glo hierdie verhaal is nie net iets wat gebeur het nie. Ek glo dit is iets wat gebeur. Ek glo dit is 'n verhaal wat ons eie lewens beskryf. Want baie van ons het al ervaar hoe dinge stadig in die verkeerde rigting beweeg. Nie dramaties nie met waarskuwingsligte wat flikker nie, maar amper ongemerk, 'n huwelik wat stadig uitmekaar begin dryf, 'n gewoonte wat onskuldig begin maar later beheer oorneem, finansiële besluite wat aanvanklik wys lyk maar uiteindelik verwoesting bring, integriteit wat nie in 1 dag verlore gaan nie, maar deur 100 klein kompromieë. En die gevaarlike ding is, dit gebeur gewoonlik onder helder, skoon, blou lig. Om Genesis 6 te verstaan, moet ons eintlik teruggaan na Genesis 1, want Genesis 6 is nie 'n losstaande verhaal nie. Dit is deel van 'n groter storie. Die Bybel begin met chaos. Die Hebreëse beskrywing is tohu wavohu, vormloos en leeg. Die aarde is onbewoonbaar en die gees van God sweef oor die waters. Wat merkwaardig is dat die eerste ding wat God doen, nie is om dinge te vervaardig nie. Die eerste ding wat God doen is om dinge te skei. Hy skei lig van duisternis, hy skei die waters, hy maak ruimte vir lewe. Skepping is eintlik God se voortdurende weerstand teen chaos. Skepping is God wat ruimte maak vir lewe, vir goedheid en vir orde. En nadat hy klaar geskep het, staan daar oor en oor dieselfde woord, tof, dit is goed, dit is goed, dit is goed, 7 keer verklaar God, sy skepping is goed. En dan gee hy hierdie goeie skepping aan die mens, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde, met ander woorde, neem hierdie goedheid en versprei dit, vermenigvuldig die tof. Maar daar is een grens, moenie self besluit wat goed en kwaad is nie. Moenie van die boom van tof en ra eet nie, want die groot vraag was nog nooit of die mens slim genoeg is nie. Die groot vraag was nog altyd, wie kry die reg om te bepaal wat goed is? En van Genesis 3 af sien ons dieselfde patroon. Eva sien die vrug, dit lyk goed, daarom neem sy dit. Kain sien sy broer, sy eie woede lyk vir hom geregverdig, daarom neem hy sy broer se lewe. Lameg neem wat hy wil hê, en in Genesis 6 sien die seuns van God die dogters van die mense. Hulle lyk goed, daarom neem hulle. Dieselfde patroon speel oor en oor af. Sien, neem, regverdig, gevolge.
Die sondeval gaan uiteindelik nie oor 'n vrug nie. Dit gaan oor besluitnemingsreg. Dit gaan oor die mens wat sê, ek sal self besluit wat goed is. En ironies genoeg, doen die mens steeds wat God gesê het. Hulle is vrugbaar, hulle vermeerder, maar hulle vermenigvuldig nie meer tof nie, hulle vermenigvuldig ra, hulle versprei chaos, geweld en verwoesting. Daarom sê Genesis 6 dat die boosheid van die mens groot geword het, nie omdat God se skepping sleg was nie, nie omdat God se plan misluk het nie, maar omdat mense aanhou kies het om hulle eie wysheid bo God se wysheid te plaas, en uiteindelik bring dit chaos terug. Nou is dit interessant dat baie van ons groot geword het met 'n beeld van Genesis 6 waar God kwaad is, 'n God wat sy meer verloor, 'n God wat besluit hy het genoeg gehad. Maar dit is nie hoe die teks klink nie. Die teks sê dit het hom diep in sy hart bedroef. Die Hebreëse woord wat dikwels met berou vertaal word, dra eintlik die idee van iemand wat homself probeer troos te midde van pyn. Dit is die beeld van hartseer, dit is die beeld van rou, en dit is merkwaardig, want die ander vloedverhale van die antieke wêreldbeelde, se gode, beeld dit uit as wispelturig, onverskillig of wraaksugtig, maar Israel vertel 'n ander storie. Hulle God huil, hy treur oor sy skepping, hy kyk na 'n wêreld wat bedoel was vir tof, en hy sien ra. Hy kyk na mense wat geskep is vir liefde, en hy sien geweld. Hy kyk na mense wat geskep is vir lewe, en hy sien vernietiging. Hy kyk na mense wat geskep is om sy goedheid te weerspieël, en hy sien chaos, en dit breek sy hart. En dan kom daar die moeilike gedeelte waar God sê, hy gaan die mens uitwis. En baie mense lees dit as woede, maar wanneer jy mooi kyk na die taal van Genesis, sien jy iets anders. In Genesis 1 skep God die voëls, die diere, die kruipende dinge, en uiteindelik die mens. Nou beskryf Genesis die proses in 'n omgekeerde volgorde. Hoor mooi, dis asof skepping nou agteruit speel. Ons noem dit ontskepping. Die orde wat God geskep het, begin in ineenstort. Chaos begin terugkeer. Die waters wat eens geskei was, vloei weer saam. Nie omdat God chaos liefhet nie, maar omdat die mens aanhou kies om self te bepaal wat goed is. En hier is iets belangrik. God is nie besig om straf uit te dink nie. Hy is nie 'n kwaai kersvader wat wag om mense uit te vang nie. Hy is 'n gewer. Hy het mense geskep met vryheid, en hy respekteer selfs daardie vryheid wanneer dit hom pyn veroorsaak. En dit is presies hoe Paulus die wêreld in Romeine 1 beskryf. Paulus sê dat mense God se wysheid verruil het vir hulle eie. En 3 keer gebruik hy dieselfde uitdrukking. God het hulle oorgegee aan hulle eie besluite. Nie omdat hy hulle haat nie, maar omdat liefde nie dwing nie, liefde manipuleer nie, liefde gee, selfs wanneer daardie gee hartseer bring. Dit is die verhaal van 'n vaderhart, 'n vader wat sien waarheen sy kinders op pad is, 'n vader wat weet, hierdie gaan nie goed eindig nie. Maar 'n vader wat nie liefde met beheer verwar nie. En die waarheid is dat hierdie verhaal steeds gebeur. Ons leef in 'n kultuur waar almal hulle eie waarheid wil hê. Ons leef in 'n wêreld waar gevoelens dikwels belangriker geword het as werklikheid. Ons leef in 'n tyd waar ons dink meer tegnologie sal ons probleme oplos, terwyl mense nog nooit so eensaam was nie. Ons leef in 'n tyd waar seksuele bevryding beloof het om mense vry te maak, maar waar verslawing, verwarring, gebrokenheid en objektifisering oral sigbaar is. En voordat ons te maklik na die wêreld daar buite wys, moet ons eerlik wees oor ons eie lewens. Want die gevaar is nie net daar buite nie. Die gevaar is hier binne. Dis wanneer ek die risiko vir die kliënt wegsteek, omdat ek die transaksie wil beklink. Dis wanneer ek krediet vat vir iets wat ander mense gedoen het. Dit is die ekstra drankie na 'n moeilike dag. Dit is die geheime gesprek met iemand anders omdat ek eensaam voel. Dit is die aankoop wat ek nie kan bekostig nie. Dit is die kompromie wat ek vir myself regverdig. En die gevaarlike ding is, dit voel nie gevaarlik nie. Dit voel normaal, dit voel wys, dit voel soos lewe onder helder, skoon blou lig. Daarom is die groot vraag van hierdie verhaal nie in die eerste plek, wat is die regte antwoord nie. Ons ken gewoonlik die regte antwoord. Die vraag is veel dieper as dit. Die vraag is, wie kry die reg om te bepaal wat goed is? Wie kry die finale sê oor wat goed is vir jou huwelik? Wie kry die finale sê oor jou kinders, jou geld, jou seksualiteit, jou loopbaan, jou gewoontes, jou oë, jou gedagtes? Wie besit die besluitnemingsreg?
Want uiteindelik is dit waaroor die verhaal van Genesis 3 tot Genesis 6 gaan. Dit gaan oor mense wat al hoe meer die reg opneem om self te besluit wat goed is. En die gevaar is dat ons baie goed geraak het om onsself te regverdig. Ons is ongelooflik kreatief wanneer dit kom by verduidelikings. Ons kan vir onsself verduidelik waarom hierdie een uitsondering aanvaarbaar is, waarom hierdie kompromie nodig is, waarom hierdie situasie anders is. En as ons eerlik is, het baie van ons al gedink, as God maar net my omstandighede ten volle verstaan het, sou hy sekerlik saamgestem het met my besluit. Maar dit is presies die oudste versoeking. En Jesus kom as 'n rabbi om ons terug te nooi na iets anders. Hy kom nie net om sondes te vergewe nie, hy kom om ons weer te leer hoe om mense te wees. Hy kom om ons terug te leer hoe om te leef volgens God se ontwerp. Hy kom om ons te wys hoe die lewe lyk wanneer tov weer vermenigvuldig word. Daarom sê hy, kom leer van my. Daarom sê hy, volg my. Daarom sê hy, ek is die weg. Want die alternatief is dat ons self besluit. En wanneer ons self besluit, voel dit dikwels nie soos rebellie nie. Dit voel soos wysheid. Dit voel soos volwassenheid. Dit voel self soos vryheid. Dis waarom van die gevaarlikste oomblikke in die lewe glad nie gevaarlik voel nie. Niemand staan een oggend op en sê, ek wil my huwelik vernietig nie, of mense dryf net stadig uit mekaar. Hulle raak besig, hulle hou op praat, hulle hou op luister, hulle begin eensaam raak. Skielik vind hulle troos op plekke waar hulle dit nooit bedoel het om te soek nie. Niemand besluit om verslaaf te raak nie. Dit begin as verligting, dit begin as ontspanning, dit begin as iets wat net die skerp kant van die dag moet afval, totdat dit later nie meer verligting bring nie, maar gevangenskap. Niemand beplan om finansiëel te ontspoor nie. Ons koop omdat ons kan. Ons leen omdat iemand bereid is om vir ons te leen. Ons regverdig dit omdat almal dit doen, totdat daar skielik druk kom, totdat die ekonomie verander, totdat werk wegval. En dan ontdek ons dat daar 'n vloed op pad was, lank voordat ons dit raak gesien het. En miskien is dit waarom Jesus so dikwels oor waaksaamheid gepraat het. Want die grootste gevare in die lewe kom gewoonlik nie met dramatiese waarskuwings nie. Hulle kom stil, hulle kom stadig, hulle kom onderhelder, skoon, blou, perfekte lig daar. Simpel voorbeeld. Ek en Natasha was besig om hierdie self te leer en glo my, ons het nie alles reg gedoen as ouers nie. Ons het nie 'n handleiding ontvang nie. Soos elke ouer probeer ons ook maar onderskei, ons bid, ons lees, ons vra raad, ons probeer luister na wyse mense en een van die dinge wat ons besef het, is dat nie alles wat normaal geword het noodwendig goed is nie. Dit is nie noodwendig goed nie. Daarom het ons besluit om sosiale media so lank as moontlik uit ons kinders se lewens weg te hou. Nie omdat ons dink ons is beter as ander mense nie, nie omdat ons dink ons het alles uitgewerk nie, maar omdat ons besef dat die vraag nie is wat algemeen geword het nie. Die vraag is, wat is goed, tof? En daardie twee vrae is nie altyd dieselfde nie. En dit is die probleem met groot mense. Ons dink ons het uiteindelik by 'n plek gekom waar niemand meer vir ons kan sê wat om te doen nie. Ons dink volwassenheid beteken onafhanklikheid. Ons dink vryheid beteken dat niemand meer gesag oor ons het nie. Maar die Bybel beskryf volwassenheid anders. Volwassenheid is nie om jou eie waarheid te skep nie. Volwassenheid is om te leer onderskei. Dit is om te leer sê, Here, ek vertrou nie altyd my eie begeertes nie. Ek vertrou nie altyd my eie oordeel nie. Leer my wat goed is. Leer my wat lewe bring. Leer my wat tof is. Want die waarheid is, ons is almal in staat om onsself te mislei. Ons almal het blinde kolle. Ons almal het begeertes wat nie altyd goeie raadgewers is nie. En daarom gee God nie net sy woord nie. Hy gee sy gees. Hy gee sy mense. Hy gee gemeenskap. Hy gee wysheid. Hy gee ons vir mekaar, want onderskeiding is selde 'n solo projek. Dis hoekom kerk so belangrik is. En hier is die waarskuwing van Genesis 6. God sal jou nie forceer nie. Hy sal jou nie manipuleer nie. Hy sal jou nie beheer nie, want hy is liefde en liefde dwing nie. Maar juist daarom sal hy jou oorgee aan die vrug van jou eie keuses. En daar is rampspoed aan die ander kant daarvan. Nie omdat hy dit geniet nie. Nie omdat hy wraaksugtig is nie, maar omdat die werklikheid bly. Want as jy lank genoeg teen die manier leef waarop God sy skepping ontwerp het, begin dinge uitmekaar uitval. Dit is wat die vloedverhaal vir ons wys. En die gevaarlike deel is dat dit alles normaal voel. Dit voel soos 'n gewone dag, soos 'n gewone week, soos 'n gewone jaar, soos 'n lewe onder helder, skoon, blou lig. En dit is presies
hoe dit in Noag se tyd was. Jesus sê self dat mense geëet het en gedrink het, getrou het en hulle kinders het getrou. Met ander woorde, hulle het gewone lewens geleef. Niemand het soggens wakker geword en gesê, vandag stort die wêreld in duie nie. Alles het normaal gevoel. Alles het veilig gevoel. Alles het gelyk soos nog 'n gewone dag onder helder, skoon, blou lig. En toe kom die vloed, maar die verhaal eindig nie met rampspoed nie. Die mooiste woord in Genesis 6 is miskien daardie klein woordjie, maar. Maar Noag het guns gevind in die oë van die Here. Terwyl die wêreld uitmekaar val, terwyl chaos terugkeer, terwyl God se hart bedroef is, rus sy oë op een man. En die ironie is verstommend. Noag se naam beteken letterlik troos. Die God wat bedroef is, vind troos in iemand wat hom vertrou. Noag was 'n regverdige man. Noag was onberispelik onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel en daardie laaste sin behoort bekend te klink, want dit is 'n ekko van Eden. Dit is hoe alles bedoel was om te wees: gemeenskap, vertroue, wandel. Nie mense wat self besluit wat goed is nie, maar mense wat saam met God leef, mense wat hom vertrou, mense wat in verhouding met hom leef. En dit is die goeie nuus. God soek nie perfekte mense nie. Hy soek mense wat met hom wandel. God soek nie mense wat alles uitgewerk het nie. Hy soek mense wat hom vertrou. Want selfs wanneer daar chaos rondom jou is, selfs wanneer ander mense se keuses jou raak, selfs wanneer die wêreld rondom jou begin uitmekaar val, is God steeds die God wat lewe bring. En daarom sê hy vir Noag, maak vir jou 'n ark. Want die God wat bedroef is ook die God wat voorsien. Die God wat sien wat op pad is ook die God wat 'n pad maak. Die God wat treur oor chaos is ook die God wat steeds lewe beskerm. En volgende week gaan ons ontdek dat die ark baie meer is as net 'n groot boot. Want uiteindelik gaan hierdie verhaal nie net oor oordeel nie, dit gaan oor redding, dit gaan nie net oor water nie, dit gaan oor genade, dit gaan nie net oor die einde van iets nie, dit gaan oor die God wat selfs te midde van chaos steeds besig is om 'n nuwe skepping moontlik te maak. En daarom is die vraag waarmee ons vandag huis toe gaan, nie het die vloed gebeur nie. Die vraag is, wie kry die reg om te bepaal wat goed is vir jou? Want jy sal of self besluit, of jy sal leer onderskei. Jy sal of jou eie wysheid vertrou, of jy sal jouself toe vertrou in jou hemelse Vader, wat jou liefhet, wat bedroef is oor die chaos, wat hy sien kom, en wat meer as enigiets anders begeer, dat jy die lewe sal vind, waarvoor hy jou geskep het. En wanneer jy kies om hom te vertrou, wanneer jy kies om met hom te wandel, wanneer jy kies om sy wysheid bo jou eie te plaas, ontdek jy dat dieselfde God wat eens troos gevind het in Noag, steeds sy oë laat rus op mense wat met hom wandel. En dit is onder helder, skoon, blou lig. Dikwels lank voordat iemand anders dit sien, waar God reeds besig is om sy mense voor te berei vir die lewe wat kom. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u goedheid, dankie vir u liefde, dankie vir u guns. Dankie dat u met sagte oë na elkeen van ons kyk. Here, dankie dat u lewe gee, lewe beskerm, lewe red. Here, help ons om weg te kom van ons eie wysheid, ons eie selfbesluit, maar dat ons u die besluitnemingsreg gee oor wat goed is, en dat ons in u wees sal wandel om juist dit te leef. Mag dit in ons lewens waar wees, mag dit posvat, daar waar ons bly, werk en speel. Ons bid dit in u naam alleen. Amen. Ontvang die seën van die Here. Ek seën jou in die naam van God die Vader, wat hierdie wêreld tot orde geroep het, wat die chaos geskep het in iets ordelik. Ek seën jou in die naam van Jesus Christus, wat vir jou kom wys het, hoe om chaos te herstel in orde. En ek seën jou in die naam van die Heilige Gees, wat jou in staat sal stel, om hierdie chaotiese wêreld 'n seën en 'n ordelike, goeie plek te maak, daar waar jy bly, werk en speel. Amen. Preview.